Nou ja, goeiemôre van my kant af. Ek het almal al gegroet. Dit is lekker om saam met julle in die huis van die Here te wees, in 'n amazing plek, 'n amazing gemeente, familie, en net so voor 'n amazing God, 'n wonderlike, bonatuurlike God te kan kom staan en hom te aanbid, want hy is die God wat ons gebring het tot hier, Ebenezer, tot hier toe die Here ons gehelp. Kan jy 'n amen? Kan ek 'n amen kry? Ek weet nie of jy jouself help nie, maar ek weet die Here help my. En dit is vir my wonderlik om te weet hoe afhanklik ek van die Here is. Nou, ek praat met jou en dis 'n gedagte of dit wat die Here op my hart gelê het vir die tyd, vir hierdie volgende tydjie, is om met jou so 'n bietjie oor 'n wonderlike onderwerp te praat. 'n Goeie, amazing, lekker onderwerp. En dit is oor geld. En nou gaan jy sê, maar die pastoor praat net oor geld. Dit is nie so nie. So vir die nuwer mense wat hier is, ek wil net vir julle sê, dis 'n reeks wat ons bring. Ons voel die Here dit op ons hart gelê. En ons wil met jou daaroor praat. Ek wil met almal daaroor praat. Ek praat met myself daaroor. Want ons het nie altyd die kennis vanuit die woord uit, wat die Here vir ons sê oor die gee van jou tiende nie. Ons het in verskillende denominasies het ons dalk groot geword, verskillende leringe ontvang. Baie van ons dink dit is 'n ding wat jy eenmal 'n jaar na 'n kermis toe bring of na 'n bazaar toe bring en jou goedjies word verkoop en dis jou tiende vir die werk van die Here. Wat sê die Bybel vir ons? So, ons gaan jou nie op 'n guilt-trip sit nie, dis nie afdwingbaar nie, maar dat jy sal weet wat die woord van die Here sê oor die gee van jou tiendes, en hoe groot en belangrike saak dit in werklikheid is. So, uit die woord uit, niks wat die volle evangelie kerk of Roa gemeente sê nie, dit kom uit die woord van die Here uit. En ek wil hê asseblief moenie jou ore toedruk nie. Miskien ontdek jy die groot seën van te gee vir die werk van die Here, vir die saak van die Here. So kom ons luister wat sê die woord van die Here, en wat jy agterna met dit doen is jou probleem. Die kerk sal nog steeds voortbestaan. Die woord van die Here sê die doderyk sal dit nie eens oorweldig nie. So dit gaan nie oor jou tiende wat ek wil afdwing, sodat ons beter kan leef, sodat die kerk van die Here voort kan bestaan nie. Die kerk sal aangaan. Die kerk sal aangaan. God het nie regtig jou geld nodig nie. Maar God soek jou hart. Hy soek jou hart. En kan ek vandag vir jou sê, jou hart is geconnect met jou beursie. Hallo? En as hy jou beursie het, het hy jou hart. Nee, pastoor, ek gee eerder my 10% vir die spur, as ek gaan uit eet, maar 10% vir die werk van die Here, nee, klink vir my bietjie baie. Kom ons hoor wat sê die woord van die Here. Kom ons leer uit die woord van die Here uit. Jy sien, God sê uit gehoorsaamheid meer lief as wat hy die offerandes het. Dis wat hy vir sy volk gesê het. Hulle het gekom met al hierdie offers, gebreklike offers. Nie hulle beste nie, al die ou sieklike goedjies en die goed wat nie kon sien nie en die goed wat nie kon loop nie, want dit kom ons nou die Here toe. En hulle dit gebring vir offers aan die Here. En toe kom die Here en hy sê vir hulle, weet jy wat, ek het gehoorsaamheid meer lief as jou offerande. En God seën gehoorsaamheid. As jy gewillig is en luister, sal jy die goeie van die land eet. Sal jy lewe. Dis wat die Here sê. So ek gaan met jou gesels, as jy wil daar oopmaak, dat jy saam met my kan lees en sien dat ek vir jou die waarheid lees en vertel. En weer eens, is nie om jou skuldig te laat voel nie. Het gaan regtig nie vir my daaroor nie. Ons spreek nie elke Sondag oor geld en oor die gee van tiendes nie. Ek kan nie onthou, behalwe laas Sondag, kan ek nie onthou watter jaar laas ek oor die gee van jou tiendes gepraat het nie. So dis
Dis nie iets waarop ons elke Sondag hamer nie, maar ek het gevoel in my gees, dis nodig dat jy geleer word en dat jy sal verstaan wat die woord van die Here vir jou sê. Genesis 14 vers 11, ons gaan nou saam lees, jou net so 'n bietjie in die storieetjie inbring. Lot was Abraham se broerskind gewees. Ek dink ons almal weet dit. Lot het saam met Abraham getrek, maar hy tussen die mense van Sodom en Gomorra gaan bly. Dis die land wat hy gekies het, toe Abraham vir hom gesê het, ons kan nie meer by mekaar bly nie, want ons herders, ons het te groot geword, ons skaapwagters beklei onder mekaar, kies vir jou 'n gedeelte, en dit wat jy kies, dit kan jy vat, ek sal die res, die ander gedeelte vat, en Lot het die mooi gedeelte gekies, en hy het tussen die mense van Sodom en Gomorra, dis in die rigting waarin hy beweeg het, hy het soontoe getrek, en hy het daar gaan woon, en toe het daar 'n oorlog uitgebreek, en Sodom en Gomorra, dit was voordat die Here hulle met swaalingvuur vernietig het, dit was voor dit gewees, is hulle verower, en die mense van Sodom en Gomorra is weggevoer deur die vyandelike lande na hulle stede toe. En onder hulle was Lot, die broerskind van Abraham gewees. En dan lees ons nou die storie verder uit Genesis 14 vanaf vers 11. En ek wil hê julle moet saam met my lees. Dit is belangrik dat jy jou Bybel kerk toe bring en dat jy saam met my lees, sodat jy jouself ook kan vergewis van waar in die Bybel staan hierdie goed, want iewerste gaan jy dalk in konfrontasie met iemand wees oor hierdie dinge, dan kan jy vir hom uit die woord van die Here uitwys wat die woord van die Here sê. Genesis 14 vers 11. En hulle het al die goed van Sodom en Gomorra en al hulle voedsel geneem en weggetrek. Dit was nou die vyandelikes. Hulle het ook Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek, want hy was in Sodom woonagtig. Toe kom daar een wat vry geraak het, en vertel dit aan Abraham, die Hebreër, wat woonagtig was by die terpentynbome van Mamre, die Amoriet, broer van Eskol, en so gaan hy aan, hulle was bondgenote van Abraham, vers 14. Toe Abraham hoor dat sy broer as gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne, wat in sy huis gebore is, laat uittrek, 318. En hulle het tot by Dan agtervolg. Hy het hulle in die nag van verskillende kante aangeval. Hy en sy dienaars en hulle verslaan en hulle agtervolg tot by Hoba, wat noord van Damaskus lê. En hy het al die goed teruggebring, en ook sy broer Lot en sy goed teruggebring, en ook die vroue en die manskappe. Na sy terugkoms, vers 17, van oorwinning op Kedor Laomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet na die laagte Sawe, dit is die koningslaagte. So die koning het hom uitgetrek, maar dan is nog iemand wat na Abraham toe kom, en ons lees in vers 18, en Melchisedek. Wie van julle het al gehoor van Melchisedek? Kan ek gou die hande sien? Wie het nog nie gehoor van Melchisedek nie? Alright, hier's 'n paar wat ook nog nie van hom gehoor het nie. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring. En hom, dis Abraham, geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste, skepper van die hemel. En ek wil hê jy moet sien, waar is die fokus? Die fokus is nie op Abraham se 318 mans, as ek dit reg gelees het. Die fokus is nie daar nie. Die fokus is nie op geoefende manskappe nie. Die fokus is nie op Abraham se skills en wat Abraham kon gedoen het en uitgerig het en die manier waarop hy hierdie vyandelike mense aangeval het nie. Die fokus was nie daarop gewees nie. So luister mooi wat die Gees van die Here vir jou sê vanmôre, want die fokus is nie my skills nie. En die fokus is nie my graad nie.
En die fokus is nie wat ek kan doen en wat ek met hierdie 2 hande van my kan regkry nie. Kyk waar lê die fokus. Hy sê, en hom geseën en gesê, vers 19, geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, en geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande, wat hy het u vyande in u hand gegee het. En dan hierdie gedeelte, is hierdie ding te naby aan my, sy reg. En dan hierdie besondere gedeelte, kom ons lees weer vers 20. Ek sien ek het julle aandag, so kom ons lees hom weer, vers 20. En geseënd is God die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het, en kyk wat doen Abraham. Toe gee hy, Abraham, hom, die 10de van alles. Die 10de van alles. Dit wat hy van die vyand al weggeneem het. Sê die woord, toe gee hom die 10de van alles. Nou heel eerste wil ek hê, dat ek en jy moet verstaan, en ek sê dit met 'n baie groot rede vanmôre. Abraham het 430 jaar voor die wet geleef. Belangrik dat jy dit sal verstaan, die wet wat God aan Moses vir die volk gegee het om te doen, al die moets en die moenies, al die reëls en die regulasies, al die wette, en hulle moes streng volgens daardie wette, moes hulle geleef het onder die wet, en hulle moes die Here gedien het volgens die wette wat die Here aan hulle gegee het. En tydens die wet vir die eerste keer kom God regtig en hy maak melding van 'n 10de wat die volk vir die Here moet gee. Maar Abraham, en dit is belangrik dat ek en jy sal hoor, want daar's baie mense wat vir jou sê, maar 10de gee is eintlik vir die Jode gewees, dit was onder die volk van die Here gewees, dit was tydens die wet gewees, en dit het niks van toepassing op die kerk nie, die kerkdispensasie, die tydperk van genade nie, want ons is nie meer onder die wet nie, maar ons staan nou onder die genade. En die argument van baie mense is, 10des het niks met ons uit te waai nie, dit was vir die Jode gewees. Maar Abraham het 430 jaar voor die wet geleef. Hy behaal 'n oorwinning oor die vyand, en dan kom 'n man met die naam van Melchisedek. Hy was 'n baie belangrike man gewees. Van die woord van die Here sê uitdruklik vir ons, hy was die koning van Salem. Nou as jy na die Hebreëus gaan kyk, dan sal jy sien die woord Salem is Shalem. Met ander woorde, dit was nog voordat Jerusalem was. Baie jare gelede was dit Shalem of Salem, soos ons in die Afrikaans dit lees, was dit Salem gewees. En Salem beteken vrede. As ons gaan kyk na die naam Jerusalem, Jerusalem beteken vrede vir jou. Vrede, God se guns vir jou, God se voorsiening vir jou. Dit wat mooi is van God op jou en op hulle lewe gewees. Die woord van die Here sê hy was dan koning van Salem, maar hy was ook priester van God, die Allerhoogste. Hier's 'n baie mystieke ding, 'n geheim of iets wat ek en jy nie altyd verstaan nie. Ons gaan nou so 'n bietjie meer daaroor sê. En die Bybel sê, hierdie priester van God, koning van Salem, as ons Hebreërs gaan lees, dan lees ons hy was koning van geregtigheid gewees. En hierdie koning kom en hy kom seën Abraham. Hy kom na Abraham toe, en hy kom bedien hom met brood en wyn. Hy kom na hom toe en hy gee vir hom brood en wyn, wat my juis laat dink aan Jesus, wat ons hoëpriester geword het,
en wat daar in die bovertrek saam met sy disippels gesit het, en hulle bedien het met die heel beste, die brood en die wyn, en ons lees daarvan in Lukas 22 vers 19, hy sê daarop, dis Jesus, neem my brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle, en sê, dis my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis, net so ook die beker na die tyd, na die maaltyd, en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Dit stel iets voor, wat vir julle uitgestort word. Die woord van die Here sê, en nadat hierdie priester Abraham met brood en wyn bedien het, wat weer eens 'n heenwysing is na Christus in die Nuwe Testament, net soos wat elke fees in die Ou Testament, en dis ook iets wat jy moet verstaan, 'n heenwysing is na Christus toe, in wie dit alles vervul is, was hierdie ook 'n heenwysing na die een toe, wat sy heel beste, as ek praat van die brood, dan praat ek van die liggaam van Jesus, wat vir my en jou gebreek is. As ek praat van die wyn, dan praat ek van sy bloed wat vir ons gevloei het, en sonder die brood en sonder die bloed van Jesus Christus, sou ek en jy nooit versoen kon geword het met God die Vader nie. Hy het sy heel beste vir my en vir jou kom gee, en ek hoop ek en jy kan dit vanmôre verstaan. Hy het nie 'n tweede beste kom gee nie. Hy het nie 'n derde beste, hy het nie gesê, nee, wat weet jy wat, ek gaan dalk net met goud en silwer gaan ek julle loskoop, net gesê, nee, die heel beste, sodat jy nie meer skuldig hoef te voel oor jou verlede nie, sodat jy nie hoef te voel, jy's nog onder sonde nie, maar dat jy kan weet, jy's 'n bloedgewaste kind van God, jy's 'n heilige priesterdom, jy's 'n koningskind, jy's 'n mede-erfgenaam van Christus Jesus, my heel beste, brood en wyn, my liggaam. En Melchisedek, hierdie priester van God, hy kom na Abraham toe, en hy kom bedien hom met die heel beste. Vers 19 van Genesis 14 sê, en hy het hom geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God, ek het dit vir jou gelees, die Allerhoogste, skepper van die hemel-aarde, geseënd is God, die Allerhoogste wat u vyand in die hand gegee. Die New International Version sê, en Melchisedek blessed Abram with this blessing, blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God. Jy sien die fokuspunt is God, dis nie Abraham se vermoëns nie, dis nie sy 318 sterk weermag gewees nie, hy sê, be God Most High, who has defeated your enemies for you. Abraham, jy is 'n geseënde van die Here. Dis God wat jou seën. Dis die Here wat jou gehelp het. Dis die Here wat jou vyande voor jou uitverdryf het. Dis hy gewees. Dis hy wat die oorwinning vir jou behaal het, Abraham. God is die fokus hier, en in oomblikke verstaan Abraham dat niks van dit wat gebeur het, hierdie vyande wat hy verslaan het, al hierdie besittings wat hy teruggebring het, sy broerskind Lot wat hy gaan haal het, dat niks van hierdie goed moontlik sou gewees het sonder hierdie God wat voor hom uittrek en sy pad vir hom gelyk gemaak het en vir hom die oorwinning behaal het nie. En dan is daar 'n dankbaarheid in die hart van Abraham. Dan is daar 'n uitvloeisel. Daar's 'n uitvloeisel. Niks wat afgedwing is nie. Die priester het nie by hom gesê en weet jy, omdat God vir jou gegee het, en omdat God voor jou uitgetrek het, en omdat hy jou vyand in jou hand gegee het, Abraham, sal jy nou nie. Nee, dit was 'n uitvloeisel van dankbaarheid teenoor God, wat gemaak het dat Abraham vir hierdie priester 'n tiende van alles gegee het, wat hy verower het. Die woord sê, toe gee hy hom die tiende van alles. Nie afgedwing nie, nie forceer nie, dit was net 'n uitvloeisel van dankbaarheid na God toe, of na hierdie priester toe. Hy het my geseën, hoekom sal ek dan nie vir hom teruggee nie? Die Here het vir my gegee. Ouens, ek wil weer vir jou sê, en ek het dit laasweek gesê, die Here vra nie iets as hy nie vir jou gee nie. Die Here gee eers vir jou. En dan is dit 'n gewillige hart, 'n gehoorsame hart.
wat teruggee omdat hy gegee het. Dis hoe dit werk. Hoekom sal ek nie vir God gee as sy hart en sy hand vir my oop is nie? Hoekom sal ek nie vir hom wil gee as ek dan verklaar dat hy die bron van my voorsiening is nie? Hoekom sal ek nie, as hy dan nie die instandhouder van my lewe is nie, as hy vir my nie die belangrikste persoon of God is wat daar is nie? Hy is die heel belangrikste, hy het vir my voorsien, vir my gegee, hy gee my wysheid, hy gee my verstand, hy gee my krag, hy gee my insig, die fokuspunt is hy. En daarom is daar uitvloeisel in my hart. Ek sal vir hom gee, omdat hy vir my gegee het, omdat hy in my lewe voorsien het. Jy sien, dit was iets wat spontaan vanuit sy hart na sy skepper toe gevloei het. Verlede week het ek gepraat en ek gaan nou nie die naam noem nie. Ek sal baie graag die naam wil noem, maar ek gaan nie die naam noem nie. Maar na diens kom iemand na my toe en sy sê vir my, pastoor, dankie vir die woord. Sy sê, vandat ek kan onthou, vandat ek begin werk het. Sy sê, was daar nog nooit 'n maand in my lewe waar ek op my 10de geskiep het nie. Sy sê, elke maand van elke jaar het ek my 10de vir die werk van die Here gegee. Sy sê, toe ek getroud is, het my man niks geweet van 10des nie, maar ek het die koevertjies huis toe gebring en vir hom gesê, luister, jou salaris, jou 10de. Hy het niks daarvan verstaan nie. Later het die Here sy siel uit genade uitgered, en tot en met sy dood het hy sy 10de elke maand vir die saak van die Here gegee. En sy sê vir my, pastoor, tot hier toe het die Here my gehelp. Was daar moeilike tye? Ja. Was daar goeie tye? Ja. Was daar slegte tye? Verseker. Was daar storms gewees? Verseker. Maar weet jy wat? God is getrou. God is getrou. En hy's 'n waarmaker van sy woord. Abraham het voor die wet geleef. Tydens die wet kom God en hy stel die gee van 10des amptelik in vir sy volk. Hoe is dit dat hy nie met Abraham oor 'n 10de gepraat het nie, maar Abraham het 'n 10de gegee en tydens die wet kom God en hy stel die 10de in. Jy sien, wanneer jy in 'n verhouding met God is, dan weet jy wat God van jou verlang. Daar's nie geheime nie. God praat met jou. God deel met jou. Ons as kerk is in 'n genadedispensasie en dalk sê jy vir my vanmôre, pastoor, maar hierdie goed het niks met ons uit te doen nie. Luister gou wat sê Hebreërs. Nou gaan ek na Hebreërs toe en ek wil jou so 'n bietjie verder leer oor wie Melchisedek was, wie hierdie priester van God was, wie hierdie koning van vrede was. En jy kan nou maar vir jouself besluit wie dit is. Kom ons praat daaroor. Hebreërs 7 vers 1. Hy sê, want hierdie Melchisedek was koning van Salem. Dit weet ons het dit nou gelees. Priester van God, die Allerhoogste. Wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en hom geseën het. Vers 2, aan wie Abraham ook 'n 10de van alles gegee het. Hy, dis Melchisedek, was in die eerste plek volgens uitleg die koning van geregtigheid. Wie is by jou koning van geregtigheid? In hom het ons geregtigheid. Nie in onsself nie, in hom. Hy sê volgens uitleg koning van geregtigheid en dan ook koning van Salem, dis koning van vrede. Vers 3, luister nou wat sê hy praat nou oor hierdie Melchisedek, nou sê hy die volgende, sonder vader, sonder moeder. Hoe is dit moontlik? Dat 'n ou geleef het en daar word nie melding gemaak van sy pa nie en daar word nie melding gemaak van sy ma nie, sonder 'n geslagsregister.
Weet nie wie sy oupa was nie, weet nie wie sy oupa grootjie was nie. Sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel, sê bietjie gelykgestel. Gelykgestel aan die Seun van God bly hy priester altyd deur. En dan sê hy, let nou op wie hierdie groot man was, aan wie selfs Abraham, voor die wet, 430 jaar, die aardsvader, 'n tiende van die buit gegee het. Na hulle wat uit die seun, nou sê hy in vers 5, nou het hulle wat uit die seuns van Levi, nou praat hy van priesters, wat toe Moses in die woestyn was, het hy sy broer Aaron aangestel, deur God gesê, as hoëpriester, en dan uit geboorte uit, Aaron se oudste seun, was die volgende hoëpriester gewees. En dan uit geboorte uit was sy oudste seun, die eersteling van dit wat die huis ingekom het, was die hoëpriester. So, hulle het hoëpriester uit geboorte uit geword. Maar nou sê hierdie ding, hy sê nou het hulle wat die seuns van Levi, nou het hulle wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang, wel 'n gebod om volgens die wet van die volk tiendes te neem. Dit is van hulle broers, of skoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het. Hulle almal kom uit die een volk uit. Maar hy wat nie uit hulle sy geslagsregister aflei nie, het van Abraham tiendes geneem en die besitter van die belofte geseën. Nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën, en hier neem wel sterflike mense tiendes, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe. Hoor wat sê die woord? Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin of dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die Seun van God, bly hy priester vir ewig. Nou baie teoloë sê dat hierdie Melchisedek niemand anders as Jesus was, wat ook sy verskyning aan Abraham gemaak het, baie jare gelede voor die wet. Ander mense sê weer, omdat hy nie uit die geslag van Levi uitkom nie. Levi was die priesterlike geslag gewees, tydens die wet, toe God priesters aangestel het, sou al die priesters uit die geslag van Levi uitgekom het, en omdat Melchisedek dan lang voor dit geleef het, en nie uit geboorte uit priester geword het nie, maar deur God aangestel, daarom het hy nie 'n geslagsregister wat bekend gemaak kan word nie. Hoe dit ook al sy, die woord van die Here sê, gelykgestel aan die Seun van God, bly hy priester, altyd deur. Ok, dis 'n unieke, klassieke geval. Kom ek lees gou vir julle, of kom ek praat gou met julle oor nog iets. Ons almal ken die verhaal van Jakob. Ken julle die verhaal van Jakob, wat sy eersgeboorte reg vir 'n pot lensiesop verkoop het? Almal ken mos die gedeelte, ons almal lees die Bybel. En hier vlug Jakob, want sy broer wil hom doodmaak. Hy het geen heenkome nie, hy is nie meer tuis in sy vader se huis en sy vader se land nie. Ewe skielik het die lewe vir hom te veel geword, omstandighede was net te veel gewees, en hy vlug. En nou wil ek vir jou gou lees wat gebeur het. Hy het 'n ontmoeting by die Here, by die slaapplek waar hy geslaap het. Kom ek lees dit gou vir julle, en kyk, en hy het gedroom, of kom ons begin. Daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder, en hy neem een van die klippe van die plek, en sit dit onder sy hoof, en hy gaan lê en slaap op die plek. En hy het gedroom, daar's 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot in die hemel is. Met iewerste was daar 'n koneksie gewees, tussen hemel en aarde. Partykeer kry mense, nie partykeer nie, mense wat 'n ontmoeting met God het, en wie se hart en lewe verander,
Daar het 'n koneksie tussen hemel en aarde gekom wat hulle harte aangeraak het en hulle hart radikaal verander het. Hy sê, en hy het gedroom, daar was 'n leer op die aarde waarvan die spits tot bo in die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim het en daarlangs neergedaal het. En kyk, die Here het bo aan gestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham, die God van Isak, die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. En jy sal uitbrei na die weste, die ooste, na die noorde, suide, en in jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. Dan sê in Genesis 28 vers 15, hy sê, en kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. Man, is dit nie wonderlik as die Here vir jou sê, ek is met jou nie? Ek is met jou klein gelowige. Ek sal jou bewaar. Ek sal my hand van bewaring oor jou hou. Dis geen wonder, Dawid skryf in die psalms, onder sy vleuels kan ek skuil. In sy skaduwee vind ek rus. Dis hoekom hy dit skryf. Hy sê, ek is met jou, ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. Ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het nie. Daarop word Jakob uit die slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek? Dis hier niks anders as 'n wat nie, as 'n huis van God nie. Dis 'n ontmoetingsplek. Dis 'n koneksie tussen hemel en aarde. Hierdie is niks anders as 'n huis van God nie. En dis hier die poort van die hemel. Toe staan Jakob die môre vroeg op, neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het en rig dit as 'n gedenksteen op en hy het olie daaroor uitgegiet en hy het die plek Bet-El genoem, maar die naam van die stad was tevore Lus. En luister mooi, en Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet, klere om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees. As die Here my brood gee om te eet, gee vir jou brood om te eet, hy gee vir jou vleis ook om te eet, hy gee vir jou lekker pudding ook om te eet. Sê 'n bietjie amen as jy dit glo. Is die Here nie goed nie? Is die Here nie amazing nie? Jy moet eintlik groter hemde aantrek, soos wat die Here voorsien. Sê jou klere gee. Ek sê jou behoue na die huis van jou vader sal jy terugkom. Ouens, leef ons nie in gevare nie. Sê gou vir my, wees eerlik met my. Leef ons nie in gevaar nie. Hierdie land, hierdie wêreld is in 'n toestand. Maar ek en jy is vandag nog hier. Is dit jou goedheid? Is dit jou bestuursvernuf? Meen jy die eerste keer jou lisensie gekry? Party ouens het hom die derde en die vierde keer gekry. Party ouens het hom gekry nadat hulle die kabiel oopgemaak het en die bottel daar gelê het. Of die sak biltong, maar jy het hom die eerste keer gekry en dis hoekom jy vandag nog hier is, want jy's vernuftig. Jy ry met jou 9mm aan jou sy, as iemand jou wil hijack, is jy reg en jy's gereed vir hulle en jy gaan hulle uitsorteer sodat jy hulle kan uitsorteer want jy het so 'n bietjie opleiding gehad. Waar lê jou vertroue? Waar lê jou vertroue? En ek behoue na die huis van my vader sal terugkom. Dan sal die Here my God wees. Sy my help. Sy my help, hy's my God. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees. En luister gou na hierdie ding, lank voor die wet, en van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die 10de afstaan. Here, alles wat U my gee, ek sal die 10de daarvan afstaan. Dis wat 'n ontmoeting met God doen. Dis wat 'n ontmoeting met God doen. Verander jou hart. Verander jou hart. Toe die Here begin dien het, iewers in 'n gemeente betrokke geraak het, later van tyd getroud is,
Eerste ding wat elke maand van my rekening afgaan is my 10de vir die werk van die Here. Want dit het my hart verander. Hierdie is niks anders as die huis van God nie. Hierdie is niks anders as die tempel van die Heilige Gees nie. Hier was 'n ontmoetingsplek gewees waar ek met hom ontmoet het. Jy sien Matteus 6:21 sê, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. As jy lief is vir visvang, jy kan hoe suinig wees, dan se breinbrood sommer goedkoop vir die dag. Daai doepa wat jy koop my ma, dit kan R200 wees, solank jy net daai vis uittrek. Daai glow in the dark, dis wat ons nou nodig het. Geldjie is bietjie min, maar gaan dit koop, want ek wil daai vis uithaal. Ek onthou jare gelede, daar by Hartbeespoortdam, toe daai fluorescent net so uitgekom. En my skoonpa het gegaan, hulle het gaan visvang, en agterna het ek en Letsie gekom, ons sou die volgende dag gekom het, en toe die visies aan daai nuwe fluorescent wat hy gekoop het, byt. Ek sê die telefoon, of hulle kon nie vinnig genoeg by ons uitkom, en vir ons sê, hoor jy bring nog van daai fluorescent saam nie. Ons gaat visvang. Hartbeespoortdam is 'n lekker dam. Dis 'n dam waar die visies byt. Hallo? Jy sien, daar waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Jy 'n koninkrykshart. Jy 'n koninkrykshart, is siele vir jou belangrik. Is God se huis vir jou belangrik? Is God se saak vir jou belangrik? Iemand gebruik eendag die illustrasie, en dit my nogal geraak, hy sê, Jesus vergelyk sy kerk met sy vrou, want hy sê dis sy bruid. Hy is die bruidegom. Hoe belangrik is die bruid vir jou? Hoe belangrik is die kerk vir jou? Sal jy gee vir die werk van die Here? Sal jy gee vir die saak van die Here? Ja, maar pastoor, jy ry nou alweer 'n nuwe bakkie. Hoe kan ons? Nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Gaan oor gehoorsaamheid aan hom. Dis waaroor dit gaan. 'n 10de van dit waarmee God jou seën. En ek praat myself ook vanmôre, dit behoort aan die Here. Nou vra jy miskien, waar moet ek my 10de betaal? Waar moet ek my 10de gee? Kan ek dit sommer maar net vir enige iemand gee wat behoefte het? Wat sê Tannie? Kan ek dit vir 'n instansie gee wat goeie werk doen en die armes kos gee? Nee. Alles boonbehalwe jou 10de kan jy daar gaan ingee as jy wil. Kan ek dit vir mense gee wat swaar kry? Nee. Die woord van die Here is baie uitdruklik wat hy vir sy volk gesê het, toe hy vir hulle gesê het in Maleagi 3 vers 10, bring die hele 10de na die skathuis toe. Sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Bring the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. Waaroor gaan dit vanmôre? Dit gaan daaroor dat die kerk sy werk kan doen. Daar is behoeftiges, ja. Daar is weduwees, ja. Daar is evangelisasie, ja. Daar is sending, ja. Maar die kerk se hande is afgekap. Omdat ek en jy 'n ander teologie het van wat ons met ons geld wil doen. Bring die hele 10de. En as jy dink jou budget gaan nie klop nie, die Here is bietjie meer as jou budget. Amen. Dan kry Crucell het dit mooi verduidelik. Hy het $10 gehad, $10 note gehad. En hy sê ons werk gewoonlik so. Hier is dit nou denkbeeldig. My eerste R10 gaan vir my DStv. My volgende R10 gaan vir my
selfoon, want ek het nou 'n nuwer selfoon gekry, met 'n bietjie beter tegnologie, bietjie meer RAM, bietjie meer spoed, wat ook al die geval is. Hy neem baie beter fotos, en ek het hom nodig, so my tweede R10 gaan vir hom. My derde R10 gaan vir hierdie rekeningkie, my Edgar's rekening. Want ek moet dan klere ook dra en ek moet klere betaal, en my vierde R10 gaan vir dit, en my vyfde R10 vir dit, en my sesde R10 vir dit, sewende, agste, negende, as nog net R10 oor. Wat van as daar 'n noodgeval is hierdie maand? Nee, ek kan nie vir die Here gee nie. Ek kan nie vir die Here gee nie. Ek het kinders op skool, ek het dit wat ek moet doen, ek het dat wat, ek kan nie. My budget laat dit nie toe nie. Luister wat sê die Here vir sy volk. Hy sê, bring die eerstelinge van die oes. Wat beteken dit? Wat beteken die eersteling, Bart? As jy 10 vragte lucerne, net 'n voorbeeld, en ek weet jy gaan nie aanstoot neem nie, as jy 10 vragte lucerne gee, gaan jy eers die eerste 9 vat en skuld betaal, en dan die laaste een vir die Here gee, as daar is. Nee, jy gaan die eerste een vat. Dis mos hoe dit werk. Jy gaan die eerste een vat. Bring die eersteling. Jy sien, en as ek die eersteling gegee het, dan kan ek 'n besluit neem, kan ek 'n DStv bekostig? Is dit regtig nodig vir 'n duurder selfoon? Is dit regtig nodig vir dit en vir dat en vir al hierdie ander goed wat my geld hierdie maand vat? Maar jy sal agterkom. As jy heel eerste vir die Here gee, sal jy hê om vir hom te kan gee. Want hy is die bron, hy is die voorsiening, hy is die God wat vir jou gee. Ouens, moet nooit so groot raak in jouself, dat jy dink dis jy wat vir jouself sorg nie. Hy is die bron, hy is die voorsiening. En hy sê die 10de, kom my toe, sodat my werk gedoen kan word. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat u vanmôre met ons praat en met ons deel. Here, en ja, dit vir baie klink dit dalk nie lekker nie. Is dit dalk nie lekker nie? Is dit dalk ek weet nie wat in hulle harte dink nie. Here, maar ek kan nie ander goed kom verkondig as u woord nie. En u is priester, volgens die orde van Melchisedek vir ewig, voor die wet, tydens die wet, na die wet. U is ons hoëpriester. U is die een wat ons seën. U is die een wat vir ons gee. Here, hoekom sal daar nie 'n uitvloeisel uit ons hart uit wees na u toe, na u werk toe nie? Vader, dis wat u in my hart gedruk het om te gee vanmôre. En my gebed is dat ons sal hoor, dat ons dit nie net een kant toe sal skuif nie,